Goeienaand, goeiemôre, goeiemiddag, wanneer jy ook al na hierdie video kyk, dis lekker om weer by julle te wees. Ek vra verskoning dat dit nou eers 2 weke was vandat ek die eerste video op ons kanaal gepost het. Intussen het 'n paar dinge gebeur, en ek was siek, en my vrou was siek, so dit was bietjie moeilik geweest. Maar ons is weer terug, en ek sien uit om hierdie pad verder saam met julle almal te kan stap. Hoopelik vat dit gouer as 'n week om die volgende video uit te bring, maar ons sal maar moet kyk hoe dit moet gaan. Ek wil aangaan waar ek laas week opgehou het, en ek wil graag bietjie meer praat oor ons identiteit, maar voor ons by dit kom, wil ek eers iets anders met julle deel, so 'n stukkie getuienis uit my lewe uit, en dit gaan spesifiek oor 'n vers wat my nogal baie, soos die Engelsman sê, geïntrigue het, en my baie laat dink het oor baie dinge, en dit is in Lukas 17 vers 20. Dit is waar die Fariseërs na Jesus toe gekom het en vir hom gevra het, maar wanneer sal die koninkryk van God kom? En aangesien ons gesels oor die koninkryk van God, het ek gedink hierdie is dalk 'n goeie beginpunt, dat ons net kan bevestig en kan vasmaak presies waar die koninkryk van God is. En vers 20 en 21, Lukas 17, 20, 21 sê, en toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Want die koninkryk van God is binne in julle. Binne in julle. 'n baie moeilike begrip vir ons om te verstaan, veral as ons almal van kleins af geleer is dat die koninkryk van God is 'n plek ver weg van hier af, waar ons almal eendag nadat ons gesterf het hier op aarde sal heen gaan. En hier kom Jesus en hy sê, nee, maar die koninkryk van God is binne in julle. 'n bietjie terug in tyd, in 2019, is ek en my vorige vrou op 'n baie slegte plek. Ons was nog nie geskei nie, maar ons was goed op pad om te skei. 2 jaar daarna met COVID is ons geskei. En sy is weg vir 'n maand na my stiefdogter toe, wat op daardie stadium in Nieu-Seeland gebly het. En sy het 'n nuwe babietjie gekry, en sy het na haar toe gegaan om haar te gaan help met die nuwe kind, met die nuwe kleintjie. En ek is op 'n baie snaakse, slegte plek, kom ons noem dit, ek is op 'n baie goeie slegte plek, waar dinge baie deurmekaar is in my lewe, en ek het baie vrae, en onder andere was een van die vrae gewees oor die koninkryk van God, en waar is die koninkryk, en hoe kry ek die koninkryk? Matteus 6 sê, soek allereers die koninkryk, die geskrif wat ons wat ons 2 weke terug oor gesels het, so vinnig aangeraak het. En aan die einde van die dag, kom ek stel dit so, ek lê een middag op die bed alleen, en ek mediteer, en 3 dinge gebeur met my. Ek voel dat ek uit my liggaam uitgaan, en ek het gedink, ek het ervaar dit as 'n droom eers, en toe ek wakker word, toe was dit baie meer van 'n realiteit vir my gewees as die droom. Maar ek voel dat ek uit my liggaam uitgaan, en ek is besig om verder en verder en verder weg te gaan van die aarde af. En op 'n stadium is ek buitekant die atmosfeer, en buite die atmosfeer, en ek gaan verder en verder, die aarde word al hoe kleiner en kleiner en kleiner, en dit gaan al hoe vinniger en vinniger en vinniger, en die volgende gaan staan ek tjoepstil. En daar is hierdie algehele, totaal stilte om my, wat ek vir niemand kan vertel hoe dit klink nie. Voor my lê die mooiste beeld. Ek sien die sterrestelsels, ek sien die heelal van 'n plek af waar ek nog nooit in my lewe was nie. En die volgende hoor ek 'n stem wat vir my sê,
dat ek staan aan die einde van waar die wêreld of die heelal, ek staan en ek kyk oor God se uitspansel. En net daarna is ek terug by my liggaam en ek word wakker. En dit was een van, ek moet sê, vir myself was dit een van die awesomeste gevoelens wat ek nog steeds, of gevoelens wat ek in my lewe, of ervarings, noem dit ervaring, wat ek in my lewe gehad het, om hierdie algehele beeld van die hele skepping te sien. Die volgende lê ek, en toe besluit ek lê weer, en ek raak so half daai plekkie tussen slaap en wakker wees, en ek is weer uit my liggaam uit, en ek is op 'n roeibootjie, op 'n tipe van 'n meer, en as julle in die ou flieks, of van die flieks kan onthou, dat baie keer is daar hierdie Romeinse pilare, en hierdie trappies wat uitgaan, soos in Italië of daai plekke, ek is nie seker nie, ek was nog nie daar nie, so ek sal nie weet nie, maar ek neem aan dit is so half 'n Italiaanse tipe van beeld, en ek roei, en op die trappie, bopunt van die trappie staan 'n engel, en hy wink my nader, en ek roei toe na die engel toe, en ek gaan na die engel toe, en hy lei my uit die bootjie, help my uit die bootjie, en ek klim uit die bootjie, en klim op die trappe, en Vader vat my, of die engel vat my, en ons stap met 'n paadjie af, en ons kom by hierdie groot kasteelgebou, ek weet nie presies wat dit was nie, maar daar's 3 deure met 3 sleutels. En die sleutels behoort aan my, ek het van die genoeg, ek het die sleutels in my besit. En ek gaan nie verder ingaan oor presies wat in hierdie deure, maar ek het hierdie deure een vir een oopgemaak, en baie goed is in hierdie kamers of hierdie vertrekke aan my openbaar oor myself. En ek word wakker, en ek is onmiddellik omgekrap, want ek wil bitter graag meer geleer het, en ek moet sê, dit is 'n baie lekker plek om te wees. En ek gaan lê weer, en die volgende is ek weer op die bootjie, maar die engel staan nie weer daar op die trappies nie, ek is op presies dieselfde plek. En die volgende is die engel saam met my op die bootjie, en hy sê vir my, ek moet in die water spring. Ek staan op, en ek spring in die water, en toe ek in die water is die engel saam met my in die water, en die engel wys vir my, ek moet afgaan, en ek moet saam met hom afbeweeg, en ek begin in die water, dieper in die water te duik. Op 'n stadium kom ek agter, okay, maar ek sal iewers moet asemhaal, en ek wys vir hom ek in die asem nie, maar hy sê vir my, haal asem. En ek begin asemhaal, en hier sit die normaalste ding wat ek kon doen, wat vir my toe nou baie weird is, maar ek doen toe presies wat die engel sê. En ek swem dieper en dieper en dieper, en aan die onderkant, hoe dieper ek gaan, is 'n helder lig, rooi lig, en die lig word al hoe helder en helder, en op 'n stadium sien ek dat die lig besig is om te klop. En ek gaan nader en nader en nader, en ek swem nader en nader aan die lig, en toe ek naby hom kom, toe is dit 'n menshart, letterlik 'n menshart. So hier is hierdie lig met hierdie menshart, en hy klop. En die engel wink my toe om nader te gaan, en die oomblik toe ek nader kom, toe gaan ek deur die wand van hierdie hart, en die volgende staan ek in die mooiste tuin. Ek staan in hierdie plek waar dit is net te fantasties om te beskryf, en ek vra vir die engel, waar is ek? En die engel sê vir my, ek is in die paradys. En ek dink, het ek nou gesterf, het ek iets verkeerd gedoen? Hy sê, nee, glad nie, maar jy is binne in die paradys. Ek sê, maar waar is ek dan nou? En hy sê, jy is binne in jouself. En ek staan in hierdie tuin, en ek verkyk my aan al die mooi goed om my. Blomme en kleure en vrugte en groentes en dinge wat ek nie vir jou kan wat ons nog nie gesien het op aarde in elk geval nie, maar dit is hierdie fantastiese mooi plek, en die volgende is ek weer uit daar, en ek is onmiddellik vies. En ek begin wonder oor die tuin, en ek begin bietjie naslaan oor die tuin, en ek kom toe agter, wel, Vader vat my toe op 'n journey deur Genesis, waar hy baie praat oor die tuin en die paradys.
En hierdie skrif, Lukas 17, maak vir die eerste keer in my lewe vir my sin. En ek besef dat ons verstaan nie die Engelsman se mystery van die koninkryk van God nie. Ons het deur oorlewering en lering, mense wat ook nie van beter weet nie, maar deur lering het ons verkeerde goed geleer en is ons verkeerd geleer en het ons dinge verkeerd verstaan. Ons weet nie regtig wie ons is nie. En wat binne in hierdie vleislyf van ons eintlik aan die gang is nie. Dit vat my op 'n paar jaar lang journey, wat vir my leer dat ek baie meer is en meer werd is in God se oë as wat ek ooit kon gedink het of gevoel het. Hierdie was in 2019, 2020 gebeur die hele COVID pandemie ding en op 'n stadium soos ons almal maar is, ek raak toe flou of lou oor die tuinding en ek begin effens vergeet van die ding en ek doen nie regtig meer navorsing nie en ons gaan nie meer regtig vorentoe nie, lewe raak weer besig en die hele pandemie ding dat die wêreld gaan stil staan en ons raak stil. En op 'n stadium kry ek toe nou COVID en ek en my vrou is toe intussen geskei van 2019 na my ex-vrou, ons is intussen geskei van 2019 na 2020 toe en ek het opgeëindig, ek bly by my ouers. En by my ouers kry ek COVID en ek raak verskriklik siek. Ek kry COVID, bronchitis en longontsteking, alles deur mekaar op een slag. So by so dat dit sleg gaan, dat ek dink, okay Vader, maar ek is okay nou. Ek het nie mense wat regtig afhanklik is van my nie. Ek is nie getroud nie, ek is alleen, so dis nou 'n goeie tyd. As jy wil hê ek moet huis toe kom, dan is nou 'n baie goeie tyd. In die aande lê ek in die bed en ek lê letterlik en dit voel vir my ek is besig om dood te gaan en dan vra ek vir Vader, asseblief, dis nou 'n goeie tyd. Verskoon my. Een aand toe ek nog so sleg is en ek kry nie asem nie, ervaar ek hoe Jesus my roep. En ek kyk op en ek sien hy sit in 'n tuin onder 'n boom en hy wys vir my ek moet nader kom na hom toe. En binne 'n oogwink is ek uit my liggaam uit en ek beweeg op en ek gaan na hom toe en ek gaan sit langs hom op hierdie stoeltjie. En hy sit en staar onder toe en toe ek omdraai, toe sien ek aan die onderkant, daar lê my liggaam in die bed. Hy is besig om dood te gaan, hy is besig om te suffer, regtig, hy kry nie asem nie, dit slijm en dit lyk sleg. Maar hier sit ek sit saam met Jesus, in die mooiste tuin, voels, watervalletjies, rivierstroompie, en ek het hierdie fantastiese ervaring, al asem, alles is normaal, geen probleme nie, ek is so normaal en so gesond, as wat ek kan wees. Ek en Jesus sit en kuier, en vir die eerste keer in my lewe sit en kuier ek met Jesus oor, soos ek het baie keer noem wanneer ek iewers praat, oor duitjies en daadjies. En ek kom agter dat Jesus hou van die duitjies en daadjies in ons lewe. Jesus hou actually daarvan om met ons oor gewone dinge en klein chit-chatjies en goed net te gesels. En om met 'n maklike terme te sê, Jesus hou daarvan om net jou vriend te wees en soos 'n vriend met jou te sit en kuier. So, lang storie kort, vir 3 dae of 3 nagte gebeur presies dieselfde ding en na die 3de nag begin ek gesond word en ek begin beter slaap. En die laaste nag wat ek daar is, toe vra ek vir Jesus, maar wanneer ek nou gesond is, wat word nou van hierdie kuiers? Want nee, ek meen, hierdie is die ultimate.
Jy sit in 'n tuin op 'n bank en jy sit saam met Jesus en jy sit saam en kuier saam met hom. En dit is net die awesomeste plek om te wees. En Jesus sê vir my, maar weet ek nie dat hierdie tuin binne in my is nie. En dat ek kan gaan net wanneer ek wil. Enige tyd, wanneer ek voel om in die tuin te gaan sit en met hom te gesels, hy sê vir my, hy wag net hier, ek is welkom. Na COVID is ek gesond en ek begin ervaar oor hoe om in my tuin in te stap en ek begin op YouTube veral agterkom dat ek nie die enigste mens is wat hierdie ding doen nie. Ek kyk ook die fliek The Shack waarvan ek al gepraat het en die man in die fliek is baie dinge gebeur binne in die tuin by die Heilige Gees op 'n stadium aan hom openbaar dat dit hy is, dat dit hy self is. En ek begin hierdie ding al hoe meer en meer en meer doen en op 'n stadium obviously toe begin die twyfel weer in my posvat oor wat is ek nou heeltemal stupid, is ek nou heeltemal simpel om te dink ek sit saam met Jesus en ek sit saam met hom in kuier. Hoe kan ek so arrogant wees as om dit te dink? En ja, twyfel begin intree en ek begin al hoe minder en minder en minder en Vader in sy genade herinner my eendag, ek was by ek het onder 'n lering gesit van 'n Joodse rabbi. Hy is in Hollywood, sy kerkie, klein gemeentetjie, maar hy reis die wêreld vol orals en hy leer mense die meer diepte goed oor Christendom. Hy is 'n Messiaanse rabbi, swart man, Nigeriese rabbi. En op 'n stadium het hy 'n baie relevante ding gesê wat Vader my herinner. Ons het almal geleer dat ons net 5 sintuie het. Ons het ons gewone 5 sintuie, ons het sig en smaak en reuk en gevoel en gehoor. Maar volgens hulle het ons nog 2 ander ook. Die ander 2 is in die eerste plek intuïsie. Daai ding van jy voel iets aan om jou in die atmosfeer om jou. En die ander ene is jou verbeelding. En hy het ook gesê dat jou verbeelding is 'n groter realiteit as wat jy ooit gedink het dit is. Dit is nie iets wat net afspeel in jou kop nie, glad nie. Inteendeel, dit is jou koneksie met die geestesrealm. In die geestesrealm kan jy wandel net waar jy wil. Ek bedoel, ons almal het drome. Ons almal droom drome. Baie van ons het al opgehou om te droom. Net omdat ons lewe heeltemal te besig raak. Maar dis deur drome wat ons dinge skep en daardeur ons 'n toekoms skep. Dis deur te droom vir jou kinders. Jy 'n toekoms skep vir jou kinders en hulle realiteit en hulle deel word daarvan. Die ding is, ons is nooit hierdie goed geleer nie, so dit is dalk vir baie van julle volksvreemd en is dalk vir baie van julle snaaks, maar vir my het dit 'n deel van my lewe geword wat ek amper nie meer kan klaarkom. Ja, ek kry nog my tye wat ek vir 'n maand of 2 of 3 dit nie doen nie. Ek kry nog my tye wat ek vir 'n maand of 2, 3 glad nie in my tuin kom en dan kan ek voel wanneer die lewe begin druk dat 'n mens dit begin mis en dat jy die Engels het sulke mooi woorde, daai fellowship begin soek en jy dit nie meer kry nie en die oomblik as jy dit nie meer kry nie, dit is soos iemand wat aan heroïne of 'n dag verslaaf is. Die oomblik as jy dit nie meer kry nie, dan is daai craving daar en dan gaan jy maar weer terug. So, 'n lang storie kort te maak, wil ek net vir jou sê, die koninkryk van God is binne in jou. Baie nader as wat jy kan dink. Baie nader as wat jy ooit gedink het dit is.
Die paradys is binne in jou. Die paradys waar Adam en Eva in die koeligheid van die dag saam met God gewandel het, is tot jou beskikking. Want jy sien my liewe boeties en sussie, toe die sondeval gebeur het, is hierdie tuin gesluit gewees. En die oomblik toe Jesus sterf aan die kruis, is dit weer oopgesluit en ons het weer toegang. Ek en jy het weer toegang om saam met God te wandel in die koeligheid van die dag. En oor enigiets te praat, wat pla jou, hy wil graag weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet, maar die lekkerte vir God is wanneer hy dit van jou afhoor en jy dit vir hom vertel en hy met jou gesels daaroor. Ek dink hierdie is waar ons reis begin met hierdie reeks wat ons gaan doen oor die koninkryk. Nou, ek het gaan kyk. Ons kom jare en jare en jare deur die kerk wat ons allerhande goed voor gepreek is. Daar is vir ons huwelike gepreek. Daar is vir ons gepreek oor enigiets. So wat ek nou wil doen is, ek wil jou uitnooi om alles wat jy geleer het, eenkant te sit. Vergeet van dit en begin vir een slag in jou lewe van vooraf. Dis nou al my 3de of 4de keer wat ek van vooraf begin leer, en elke keer as ek nou net dink, ek weet nou alles, dan kom ek agter, maar ek weet niks, dan vat Vader my op 'n nuwe paadjie, en ek begin iets totaal en al niets leer. Wat awesome is, want al is God elke dag, gister, vandag en môre presies dieselfde, kan ek ook sê, hy is ook nie dieselfde, en daar is soveel fasette van hom, wat ons nie 'n idee het oor nie. Die opdrag aan ons was nie gewees om uit te gaan en te gaan leer oor allerhande goed, allerhande dogmas en doktrines nie. Die opdrag was gewees om uit te gaan en disippels te maak. En hulle dan te leer van die koninkryk van God en hoe om te opereer in die koninkryk van God. Dis my hele doel met al hierdie video's, is om weg te bly van dogma af. Vergeet van alles. En ek sê nie een persoon is reg en 'n ander persoon is verkeerd. Ek sê nie wegraping is reg nie. Ek sê nie groot doop is reg nie. Ek sê nie dis verkeerd nie. As jy dit glo, glo dit. Ek gaan nie met jou stry daaroor nie. Dis nie my plek om jou te wys en jou te verander wat jy dink nie. Dis God se werk om jou denke te verander. Soos ek in die eerste video gesê het, hierdie is my openbaring. Hierdie is wat ek weet en wat ek geleer het. En dinge wat God vir my gewys het. En dit het my lewe op so 'n manier verryk, dat ek soos 'n dagafverslaafde letterlik nie daarsonder kan klaarkom nie. So ek nooi jou uit op hierdie reis verder. Ek sal so gou as moontlik 'n volgende video probeer uitbring, en dan net verder en dieper in te gaan, en saam met julle te leer oor die koninkryk van God, en hoe om te wandel in die koninkryk van die God. Hier uit die Karoo uit 'n Lokston, hierdie klein dorpie van ons, pragtige plekkie, sê ek vir jou 'n goeie nag, en ek wens jou net die beste toe vir die week wat kom.